Here, U is die fontein van lewe. In U lig sien ons die lig. Amen. Broers en susters, genade, barmhartigheid en vrede word in julle geskenk van God ons Vader, van Christus Jesus ons Here, deur die Heilige Gees. Terwyl ons in die lydensspreuke of die lydenstyd boodskappe bring rondom Goeie Vrydag, gaan ons vandag ook oor een aspek daarvan 'n bietjie gesels, en ons skriflesing gaan wees uit Markus 15 vers 21 en 22 en dan vanaf vers 33. Kom ons buig die hoofde in gebed. Heilige God, Hemelse Vader, in die naam van Jesus Christus ons Here, sien ons op na U om hierdie erediens 'n geleentheid te maak waarin U geëer en verheerlik sal word. Ons geestelik opgebou word en nader getrek word aan U, ons Vader, maar ook ons Verlosser Jesus Christus. Ons bid vir die werking van die Heilige Gees in elke hart, veral ook die prediker, dat hy 'n kanaal sal wees deur wie U werk. Ten spyte van tekortkoming in sy eie lewe, weet ons dat U magtig is om nogtans hom ook te gebruik in U diens. Ons vertrou U om Uself hier te verheerlik in ons midde. Om Jesus ontwil. Amen. Markus 15, eers net enkele verse, vers 21. Die soldaat het iemand wat daar verbygekom het opgekommandeer om Jesus se kruis te dra. Dit was Simon van Cyrene, wat van buite die stad afgekom het, die pa van Alexander en Rufus. Hulle bring Jesus toe na 'n plek Golgotha, wat kopbeenplek beteken. Hulle wou vir hom wyn gee met mirre daarin, maar hy wou dit nie hê nie. Toe kruisig hulle hom en verdeel die klere onder mekaar, deur te loot oor wat elkeen moet kry. En dan lees ons verder vers 33. Teen 12:00 die middag het daar duisternis oor die hele land gekom en dit het tot 3 uur geduur. Om 3 uur het Jesus hard uitgeroep: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dit beteken: my God, waarom het U my verlaat? Toe party van die mense wat daar naby gestaan het, dit hoor, sê hulle: hoor daar, hy roep vir Elia. Een van hulle het toe gehardloop, 'n spons in suurwyn gesteek en dit vir hom op 'n stok gehou om te drink. Hy het gesê: wag, kom ons kyk of Elia kom, om hom van die kruis kom afhaal. Daarna het Jesus hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Die voorhangsel in die tempel het van bo tot onder middeldeur geskeur. Toe die offisier wat reg voor Jesus gestaan het,
om die laaste asem so sien uitblaas, het hy gesê, hierdie man was werklik die seun van God. Daar het ook vroue op 'n afstand gestaan en kyk, onder hulle was Maria Magdalena en Maria die moeder van klein Jakobus en Joses, Salome. Toe Jesus nog in Galilea was, het hulle oral saam met hom gegaan en hom versorg. Baie ander vroue het saam met hom na Jerusalem toe gegaan, waar hy ook al gegaan het, en hulle was daar. Ons wil graag 'n bietjie aansluit by hierdie teks, vers 39. Toe die offisier wat reg voor Jesus gestaan het, om die laaste keer, die laaste asem sien uitblaas. Eindelik staan daar, so sien uitblaas. Het hy gesê, hierdie man was werklik die seun van God. Ek wil graag sê dat die kruisiging van Jesus was die bewys van sy goddelikheid, dat hy die seun van God is. En as ons nou kyk na wat met hierdie Romeinse kaptein gebeur het, wat het hom laat ontdek dat Jesus die seun van God is? Hierdie heiden, wat die laksman was van die Romeine, wat honderde kruisigings waargeneem het, en ook hier toesig gehou het oor Jesus se kruisiging. Hy was nou die hoof oor 100, en dit was eintlik sy taak. Maar wanneer mense gekruisig is, dan was dit bekend dat hulle gevloek en geskel het, terwyl die spykers deur hulle hande en voete gaan. Hulle spoeg op die soldate wat dit doen, het hulle sleg gesê en geskreeu, totdat hulle nie meer asem het nie. So dat aangehou tot hulle uitgeput is, en dan het hulle omtrent so 2 dae daarna werklik weens gebrek aan asem gesterf. Maar Jesus, terwyl die spykers deur sy hande en sy voete gaan, sê hy, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. En hierdie hoofman, wat as hy nie self die spykers ingeslaan het, hy moes toekyk daar, hy moes toesig hou daaroor, moes hierdie woorde gehoor het. En 'n ander interessante ding wat hier in Markus genoem word, ook in Lukas, is dat Jesus hard uitgeroep het en gesê het, Vader, in die hande gee ek my gees oor, en hard uitgeroep het en sy asem uitgeblaas het. Die kaptein wat reg voor Jesus gestaan het, dalk was hy nog op sy perd, terwyl hy Jesus in die oë kon kyk. Sien hier 'n wonderwerk, want daar staan toe die kaptein hom so sien sterf, het hy dadelik onder die indruk gekom dat Jesus die seun van God is. Want hy het nie, daar was nie 'n gebrek aan energie nie, hy het nie minder asem gehad nie, dit het nie geval geword dat hy in mekaar gesak het terwyl hy daar in die kruis gehang het nie, dat hy nie meer krag het nie, maar hy het met die harde stem sy asem uitgeblaas. Hy het nie gesterf soos gewone kruiselinge nie. En hierdie man het gesien dat Jesus self besluit het om te sterf. Sy hart het nie gaan staan van self nie, maar het sy hart beveel om te stop. En toe sterf hy. Wat meer is, hierdie kaptein het Jesus die hele dag gesien. Hy en sy afdeling soldate het hom na Herodes toe moes neem. Hy het toegekyk hoe die soldate Jesus bespot en slaan en met die vuis slaan en 'n purperkleed om sy kop sit en 'n doringkroon, die purperkleed om sy skouers en 'n doringkroon op sy kop, nadat hy gegeesel is. Om iemand te geesel in daai dae het baie keer by die dood omgedraai of die dood veroorsaak. Hy moes ook gehoor het hoe Pilatus Jesus probeer loslaat, terwyl die owerpriesters en die skrifgeleerdes Jesus beskuldig dat hy beweer
dat hy die Seun van God is. En hy moes gehoor het hoe dat Pilatus vol verwondering gesê het. En dis nou interessant hierdie woorde in Johannes 19 vers 5. Dit is die mens. Nou dit klink nie na iets interessants nie. Maar as ons na die omstandighede kyk, sal jy verstaan wat dit beteken. Nadat Jesus al gegeesel is, met die vuis geslaan is, pimpel en pers, met die doringkroon op die kop, en met die purperkleed om sy skouers, bring hulle Jesus weer na Pilatus. En toe hy hom so sien, vol bloed, blou kolle, pimpel en pers, was hy letterlik vol verwondering. En sê Pilatus, wat 'n man. Toe hy sien hoe Jesus hierdie foltering dra, sonder om te skree of te kla, besef hy, dis 'n bonatuurlike man hierdie. Maar die woorde daar is, dit is die mens, kan ook so vertaal word, wat 'n man. En dus, toe dat die volk mal geword, toe hulle sien dat Pilatus sag word, en begin vol verwondering raak oor hoe Jesus alles gedra het. Hy wou hom eintlik loslaat, maar toe hulle sien hy word nou sag, toe skreeu hulle, kruisig hom, kruisig hom. Die offisier het na alle waarskynlikheid ook, gehoor hoe dat die Jode hulle woede vir Pilatus in woede sê, in Johannes 19 vers 7 en 8, ons het 'n wet, waar volgens die wet moet hy dood, omdat hy hom as die Seun van God voorgedoen het. En gesien hoe dat Pilatus nog banger geword het, toe dit gebeur. Hy moes ook bygestaan het, toe Jesus terwyl hy ly, aan sy moeder se welsyn dink, want hy het die toesig gehou oor hierdie hele aangeleentheid, hy moes dit gehoor het, waar Jesus Maria sien staan by die disipel wat hy lief gehad het, en hy vir Maria sê, vrou, daar is die seun, en vir die disipels, seun, daar is u moeder. Hierdie hoofman was ook getuie hoe dat 'n boetvaardige misdadiger daar aan die kruishout tot bekering kom. Dat hy self ook begin besef het, hierdie misdadiger aan die kruis, dat Jesus die Seun van God is. En ek is seker daarvan, hy moes die woorde van Jesus gehoor het wat sê, ek verseker jou vandag, sal jy saam met my in die paradys wees. Dit beteken, misdadiger, jy en ek, gaan God se heerlikheid smaak, voor die dag verby. En daar waar hy voor die kruis gestaan het, en Jesus dopgehou het, moes hy waarneem hoe die mense spot daar verby gaan. Hulle het kop geskit en gesê, jy wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red jouself, as jy die Seun van God is, en kom van die kruis af. Al die omstanders het het spottend gesê, maar hierdie hoofman het begin insien, en tot die insig gekom, dat Jesus waarlik die Seun van God is. Hierdie Romeinse kaptein het het alles gesien, en nou hier reg voor hom sterf Jesus, nie aan bloedverlies nie, nie aan uitputting nie, nie aan asemnood nie, maar besluit self om te sterf, want hy is die Here van lewe en dood. Hy kon sy hart beveel om te stop. En Jesus het self gesê in Johannes 10 vers 17 tot 18, daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê,
en dit weer opneem. Niemand neem dit van my af. Ek lê dit uit myself af. Ek het mag om dit af te lê en ek het mag om dit weer op te neem. Hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. Toe besef hierdie heiden, waarlik, hierdie man, Jesus, was die Seun van God. Daarby kom daai bonatuurlike duisternis wat ek nog nie verklaar kan word nie, maar daar was nie 'n sonsverduistering nie. En ek glo hierdie man was die eerste bekeerling na Jesus se dood. Terwyl die misdadiger aan die kruis die laaste bekeerling was voor sy dood. En Jesus het hy tot geloof gekom, gesien hoe dat hierdie kruis, iemand wat hy ook self gekruisig het, langs Jesus, tot bekering kom en Jesus as sy verlosser aanneem. En dieselfde het gebeur met hierdie hoofman oor 100. Daardie nag in die barakke, kon jy jou voorstel dat daar 4 mans is wat gejuig het, oor al die klere wat hulle gekry het, wat onder hulle verdeel is, wat aan Jesus behoort het. Veral die ene wat die mantel gekry het, deurdat hy dit gekry het, deur daarvoor te dobbel. Hy kon gesê het, wat 'n goeie Vrydag. Wat 'n goeie Vrydag vir my, dat ek so 'n wonderlike mantel gekry het, wat vir my jare lank sal hou. Hierdie kledingstuk, wat aan die man Jesus behoort het. Maar aan 'n ander kamer van daai barakke, was die kaptein, wat besig was om terug te dink aan die dag se gebeure. Dat hy kon gesê het, wat 'n goeie Vrydag vir my. Toe ek ontdek het, dat Jesus, wat gekruisig is, die Seun van God is, en iets het in my wakker geword. Iets het gebeur dat ek verlossing gevind het. En wat 'n goeie Vrydag het dit vir my geword. Broer en suster, baie van ons is op die laaste skof van ons lewe. Ons het al 'n groot deel van ons lewe geleef en dit het verbygegaan. Die vraag is, waaroor juig jy? Is dit oor klere, oor geld, oor roem, wat jy oor die jare verwerf het? Of die mooi boedel wat jy kon bymekaar maak? Of kan ons neerkniel en sê, ek juig oor goeie Vrydag. Ek juig oor die feit dat Jesus my oë oopgemaak het om te sien dat hy waarlik die Seun van God is, wat die sonde van die wêreld wegneem. My verlosser, wat my met God versoen. Ek juig omdat sy bloed my gewas het en my gereinig het van alle sondes, dat ek die ewige lewe kan ontvang. En daarom, of ek nou gaan of later, ek is gereed om my Here te ontmoet, omdat ek hom ook leer ken het as my Here en my God, my verlosser en my zaligmaker. Want jy sal onthou, toe Jesus in Getsemane bloed gesweet het, was dit nie omdat hy bang was vir die kruisdood self, vir die fisiese pyn wat hy moes verduur nie, maar die feit dat ons sondes op hom gerus. En hy ter wille van ons, van God verlaat, en die toorn van God verduur het. Dit was eintlik om so 'n blanke lelie in die modder te steek. Want Jesus was vlekkeloos, sonder sonde. En God het hom sonde gemaak, sê die Bybel. Hy het ons sondes op hom geplaas. Toe hy gebid het, Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Kan ons vra, wat was in daardie beker? Ons sondes. Hy moes ons sondes sluk, sodat God hom kon straf vir die sondes wat ons gedoen het. En iemand het so verduidelik, dit is amper soos om 'n beker uit 'n rioolsloot te skep en vir iemand te sê, drink. Hy het gegril
en teruggedeins. Dit was vir hom so erg dat hy bloed gesweet het. Dit was nie die kruis, die pyn aan die kruis nie, dit was ons sondes wat hom bloed laat sweet het, so teen sy natuur, dat het vir hom absoluut onaanvaarbaar was, en tog was hy gewillig om daai beker te sluk en dan voor God te staan as die veroordeelde daar by die kruis. En dat hy dan ook uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Waarom? Voor ons sondes. Omdat hy 'n sonde voorwerp geword het as gevolg van ons sondes. En dat hy skuldig was voor God, soos terwyl hy voor God se troon staan, as 'n vyand van God. En dit was tog baie goed om ook op te let dat Jesus steeds, terwyl hy dit uitgil, my God, waarom het U my verlaat? Steeds aan God vashou en hom steeds noem my God. En terwyl hy aan hom vasklem, terwyl die toorn van God oor hom gaan en hy die helse smarte ervaar, kon hy later sê, dit is volbring, toe God se toorn gestil is. En terwyl hy dit alles vir ons gedoen het, my broer en suster, het jy hom ook verwelkom in jou lewe as jou verlosser en jou saligmaker. Is jy ook gereinig van alle sondes deur sy bloed? Kan jy ook sê, goeie Vrydag is vir my 'n goeie Vrydag, omdat my verlosser ook namens my daar aan die kruis gesterf het. En wonderlik om te weet dat niemand word geweier as hy besluit om die saak met God reg te maak nie, want Jesus sê self, al wat die Vader my gee sal na my toe kom en ek sal hom wat na my toe kom nooit verwerp. Dis Johannes 6 vers 37. En ek wil afsluit met 'n gebeurtenis jare gelede toe ek jong predikant was, nog aan Naboomspruit. Toe kom al 'n jong man by en sê, kom asseblief dominee, iemand het jou nodig. Toe het daar met 'n man 'n gesprek gevoer oor die Here Jesus. En ek gaan hom nou net kort maak. Ek het vir hom met hom gesels vir 2 ure lank. En by hom die weg tot saligheid verduidelik wat Jesus vir ons gedoen het en hoe hy al ons sondes gedra het aan die kruis en ons van alle sondes reinig. Die bloed van Jesus reinig van alle sondes. En toe pleit ek by hom, wil jy nie nou Jesus aanneem? Toe sê hy, nee, ek sal nog. Ek het vir hom aanbeveel, hy was toen nie van ons gemeente nie, hy was toe van Pieter van Potgietersrus destyds. Sê, jy kan daar dominee van jou in die nag kontak, maar asseblief, moenie dit uitstel. Maar ek is op tot jou beskikking, as jy my bel sal ek Potgietersrus toe ry, maar dat jy die saak met die Here reg maak. Nee, ek sal nog, het hy gesê, ek sal nog. Die volgende dag, dit was 'n donderdag, die Vrydag, toe bel die dame by wie ons gesels het my en sê, dominee, Gawie Skooman is oorlede. Die man wat ek gister by gepleit het om sy saak met God reg te maak. Wat gebeurde intussen weet ek nie. Maar hy het gery en in 'n bees vasgery en is oorlede. Ek het 'n koud geword. Besef maar, hierdie man het 24 uur voor sy dood het God hom nog 'n kans gegee. Ons kan nie so iets uitstel. Dat ons dadelik seker maak dat ons saak met God reg. Dat ons hierdie wonderlike verlossing wat vir ons bewerkstellig is aan die kruis van Golgotha ook op ons van toepassing maak, want dit is vir almal, want God sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore sal gaan, maar die ewige lewe kan hê. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons wil in diepe dankbaarheid U al die eer toebring vir die wonderlike verlossing wat U vir ons bewerkstellig het deur Jesus aan die kruis. En ons is so dankbaar dat selfs heidene gered word. En dan weet ons, is daar vir ons ook die wonderlike verlossing wat U vir ons bewerkstellig het. Maar ons vra ook genade om die moed te hê
om hierdie waarheid met ander te deel wat nog nie daarvan bewus is nie, of nog nie 'n keuse vir die gemaak het. Dat ons ook bereid sou wees om nie te skaam te wees vir Jesus nie, maar met vrymoedigheid oor hom te getuig en ander ook bewus te maak van sy liefde vir hulle. Daarom wil ons bid, Here, dat U sal gee dat die evangelie weer tot sy reg kom ook in ons kerke, in ons eie mense, dat daar waarlik 'n geestelike herlewing mag plaasvind. Ons vra vir die uitstorting van die Heilige Gees oor die lewens van ons mense hier in Suid-Afrika. En waar ons te doen het met talle probleme wat ons landspolitiek betref, dank ons U dat ons aan U kan vashou om ook self volle beheer daarvan te neem. En soos wat die woord vir ons sê, dat ons vir almal moet bid, ook vir die owerhede, sodat ons vrede kan hê en die evangelie verkondig kan word, omdat dit U wil is dat almal gered sal word. Daarom is dit ons gebed, Here, dat U ook nou hierdie krisis wat ontstaan het in ons regering self, dat U ook volle beheer daaroor neem en dit so laat uitwerk dat ons 'n goeie regering ook mag hê, sodat die vrede en die goeie verhouding tussen rasse en so meer alles daardeur bevorder mag word. Maar bovenal wil ons bid dat Jesus verheerlik word en sy naam groot gemaak word, ook daar waar die woord verkondig word. Here, ons bid ook vir hierdie gemeente. Ons dra almal op wat vandag nie hier is nie, miskien weens vakansie, ander miskien weens onverskilligheid. Maar ons wil bid dat U ook die hand oor elkeen sal hou en sal gee dat daar waarlik groei sal wees ook in hierdie gemeente. Bid vir die leraar, kerkraad. Ons vra ook dat U hom ook onder U sorg sal neem en waarlik vul met U Gees en met groot vrug in die diens gebruik. Gee ook dat hierdie dag 'n dag sal wees waarin U geëer word, omdat ons die dag heilig soos U dit van ons vra. Ons wil ook veral bid vir ons jong mense en ons jeug. Here, waar daar soveel negatiewe invloede is wat op hulle gebombardeer word deur allerlei media. Wil ons vra dat hulle genadig sal wees om in staat te wees om te onderskei en dat hulle ook staande kan bly onder al die aanslae. Dat hulle waarlik geestelik weerbaar mag wees, maar dat hulle ook hulle verlossing in U mag vind en U ook so verheerlik. Baie dankie dat ons al hierdie dinge kan bid in die naam van Jesus. En Jan, wil ons dankie sê dat U reën gegee het in hierdie omgewing, maar waar daar nog dele in ons land is waar daar ernstige droogte heers, vra ons dat U ook ingryp en daarvoor sien en ook so U naam daarvoor leer. Ons bid dit om Jesus ontwil. Amen.
Hemelse Vader, dankie dat ons so bevoorreg is om te deel in u genadegawes, u verlossing, maar uit dankbaarheid gee ons onsself en dit wat aan ons behoort tot u beskikking om u koninkryk uit te brei en u kerk in stand te hou. Wil u dit alles seën en ook vir hulle wat met 'n vrymoedige hart gee, dat u ook vir elkeen wat dit so doen ryklik seën soos wat u ook beloof het. Dit bid ons in die naam van Jesus ons Here. Amen.